Welkom by Pretoria FM se mediese program. Ons praat gereeld oor tegnologiese vooruitgang wat gemaak word in verskillende velde en vandag praat ons oor kanker en die verskillende metodes waarmee kanker deesdae behandel kan word. Twee hospitale van die Life Healthcare hospitaalgroep wat onlangs hulle Novalis sertifikate ontvang het vir hulle kraniale en ekstrakraniale stereotaktiese radiochirurgie. Dis omtrent 'n mondvol. En dit maak gebruik van bestraling om dan kwaadaardige gewasse in die brein en ander dele van die liggaam te behandel. Ons gaan meer uitvind hieroor by Jonathan Haynes. Hy is 'n mediese raadplegende fisikus verbonde aan Yenzakahle. Goeiedag Jonathan. Dankie Serena. Ek het nou so vinnig daarna verwys Jonathan, maar dalk kan jy dit net vir ons beter verduidelik in leuke taal. Wat presies is hierdie Novalis sertifisering waaroor ons nou praat? Baie dankie, dit is 'n goeie beginpunt. Novalis sertifisering is actually 'n internasionale standaard. En nie net dit nie, dit is die enigste sertifikasieprogram wat gee onafhanklike assessering van albei veiligheid en kwaliteit in beide stereotaktiese chirurgie en stereotactic body radioterapie. So dit is gebaseer op 'n duidelike uiteengesette standaard wat bymekaar gesit is deur bestralingsonkoloë, mediese fisikuste en neurochirurge, almal wat werk in die veld. En kan jy dalk vir ons verduidelik wat hierdie stereotaktiese radiochirurgie behels, Jonathan? Absoluut. Stereotaktiese radiochirurgie is 'n nie-chirurgiese applikasie, al sê dit chirurgie in die naam, en dit gebruik word van bestralingsterapie. So wat hulle doen is hulle gebruik hoog gefokuseerde bestraling om die tumors en ander abnormaliteite te behandel. En tydens die behandeling is die dosis wat tot die omliggende gesonde weefsel ook verminder. En dit beteken die pasiënte word nie gesny in 'n teater nie. Jy het eintlik nou al reeds aan een van die voordele geraak, maar ek vermoed daar's waarskynlik nog voordele aan hierdie terapie. Dit is korrek. Hoofsaaklik van hierdie terapie is die presisie van die behandeling. Dit is, soos ek gesê het, hoog gefokuseerde bestraling en daai presisie veroorsaak dat ons kan hoër dosisse gee as gewoonweg. Die feit dat dit nie chirurgiese behandeling is 'n voordeel want dit word geklassifiseer as nie indringend nie. En dit beteken dat die hersteltyd na die behandeling is gewoonlik minder. Meestal pasiënte stap uit die departement uit en gaan huis toe dieselfde dag, direk na die behandeling. Natuurlik is dit afhangend van die spesifieke situasie en ook hulle siekte. Ja, om by jou aan te sluit, Jonathan, wonder ek sommer of daar spesifieke pasiënte is wat regtig by hierdie prosedure sal baat. As pasiënte voldoen aan die vereistes van die behandeling, dan sal hulle direk baat daaruit, want die behandeling is gegee in 'n korter tydperk en dit is baie korter as gewone bestraling. En omdat die omliggende weefsel gespaar is, beteken dit dat, soos ek gesê het, die herstelperiode is baie minder. Jy het nou al 'n paar keer verwys na die verskille tussen hierdie deftige, wat noem hulle dit, stereotaktiese radiochirurgie, daar's die woord. Hoe verskil dit dan spesifiek van gewone kankerbehandeling of bestraling soos wat ons dit altyd ken? So baie goeie vraag. Die hoofsaaklike verskil is die dosis wat gegee word. Gewoonlik in hierdie stereotaktiese behandeling is die dosis omtrent 10 of meer keer groter. Gewone behandeling byvoorbeeld word 'n 2-gray fraksie gegee en vir hierdie stereotaktiese behandeling kan dit tot en met 20 gray per fraksie gaan. En dit is die groot verskil of een van die groot verskille. Die ander ene is dat daar gewoonlik minder fraksies gegee word van die behandeling. So dit is gewoonlik dalk 1 of 1 keer per week wat die behandeling gegee word in plek daarvan dat dit 1 keer per dag vir 3 tot soms 6 weke gegee word in gewone behandeling. En wat sal maak dat 'n spesialis spesifiek hierdie prosedure voorstel, Jonathan? So die voorskryf van hierdie prosedure is gebaseer op die diagnosis. Dit is nie van toepassing in alle omstandighede en daar is 'n spesifieke voorgeskryf wat gegee is in regte situasies. Nou wonder ek net, ons weet dat kanker besig is om toe te neem. Ek dink 'n paar jaar gelede was omtrent 56.000 Suid-Afrikaners wat weens kanker gesterf het. En dan vra 'n mens, maar waarom is hierdie stereotaktiese radiochirurgie dan nie meer algemeen nie? Dit klink asof dit werklik 'n oplossing kan bied. So snaaks genoeg, daar's redelik plekke in SA waar dit kan doen.
In die privaat sektor is daar altyd 'n vraag van die kostes wat daarmee betrokke gaan. Om dit te kan doen, die toerusting nodig is gewoonlik 'n bietjie meer as konvensioneel en daar's ekstra goed wat nodig is as konvensioneel. Dan natuurlik, dit is nie van toepassing in alle situasies nie. Dit hang af van die siekte wat die pasiënt het en daai speel 'n groot rol. Een van die groot probleme wat ons het is opleiding van die menslike hulpbronne wat 'n rol speel in die applikasie van die prosedure. Is daar spesifieke kankersoorte wat meer doeltreffend met hierdie chirurgie behandel kan word? So daar is, maar dit hang af. So dit is nie vir algemene goed gebruik noodwendig nie. Dit is baie meer vir enkele metastasies wat dit gebruik word en daar is van toepassings in weer as mens terugkom vir tweede keer behandeling sekere situasies. Dit klink werklik fantasties en asof dit deurbraak kan wees vir die mediese bedryf, maar ek wonder tog of daar enige neeweffekte aan hierdie prosedure verbonde is. Soos alle mediese prosedures is daar neeweffekte, maar dit is afhangend van die tipe behandeling. In die geval van stereo, die behandeling is die gewone neeweffekte van bestraling is ook daar. Moegheid, velreaksies, dalk hoofpyn hang af nou van die area wat behandel word. En dit is daai verskille van die area gaan ook nou toegepas word. Maar algemeen is die neeweffekte van die chirurgie nie baie erg nie. Jy het vlugtig verwys na die koste verbonde aan hierdie chirurgie. Is dit aansienlik duurder as gewone bestralingsterapie? Daar is 'n ekstra koste of 'n hoër koste betrokke, maar dit het meer te doen met, soos ek gesê het, die toerusting en dan die opleiding wat nodig is vir die mense wat dit gaan actually toedien aan die pasiënte. En kan ons verwag dat meer spesialiste opleiding sal ontvang om dan hierdie stereotaktiese radiochirurgie toe te pas? Ons hoop regtig so, want ons het al gesien in die verlede en wat voorlê, daar's baie deurbrake wat deurkom in die area en ek dink dat daar is 'n rol om te speel in die toekoms. Verseker. Ons het inleidend verwys na hierdie Novalis sertifisering. Hoe kan 'n hospitaal dit bekom en waaraan moet 'n mens of die hospitaal dan voldoen om gesertifiseer te word? Om Novalis sertifikasie te kry, moet 'n hospitaal of departement inskryf vir die program. Daar's 'n proses wat gevolg moet word waarin dokumentasie opgestel is en daar's vereistes wat die departement moet voldoen in terme van beide staf, toerusting, opleiding soos ek gesê het. Die program sluit af met 'n ouditeur van die sertifikasiesliggaam wat 'n besoek maak aan die departement en actually 'n behandeling bywoon om seker te maak dat alles is in plek om sertifikasie te kry. Dit is iets wat die departement by Life Healthcare al gedoen het en deurgekom het. Dis my opwindend om te sien watter vooruitgang daar in die mediese bedryf gemaak word, ook wat kankerbehandeling betref. Jonathan, baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Baie dankie vir die onderhoud. Dis die raadplegende fisikus wat met ons gepraat het, Jonathan Heinz. Hy is verbonde aan Jenza Kahle.